Dis dan ook weer eens 'n wonderlike voorreg om elke kyker en luisteraar wat inskakel by ons opname dan ook spesiaal te verwelkom. Dis my gebed dat dit vir julle net so 'n leersame en geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo dit sal wees vir elkeen van ons hier in die banke. Voordat ons saam luister na die woord van die Here, kom ons sit net so daar waar ons is en ons sluit ons oë in gebed. U is almagtig. U is ons skepper. U is ons onderhouer. U is ons beskermer. U is ons versorger. U, Here, is ons verlosser. Ons loof en ons prys U groote naam, dat U ons as nietige mens veilig vashou in die arms van liefde en genade. Vandag bid ons, Here, dat U ons ontvanklik sal maak vir die volgende deel in ons pastorale reeks, dat U ons sal seën, nie net met 'n stem wat helder en duidelik is nie, maar ook met 'n boodskap, 'n les, wat ons saam met ons huis toe kan neem. Aan hulle wat nie inskakel by ons, of wat dalk vandag besoekers hier by ons is, bid ons, Here, dat hulle warmte en welkom sal voel hier by ons, deel van die familie, want ons is immers U kinders. Seën hierdie geleentheid, ons dink in besonder aan hulle, wie vandag nie hier kan wees nie, wat ook al die rede mag wees, en ons bid dat U dan ook U liefdevolle hand en genade en beskerming oor hulle sal hou, daar waar hulle tans is. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Vriende, daar's 'n bekende Engelse mite wat meld: lightning does not strike the same place twice. Het julle dit al gehoor? Weerlig slaan nie dieselfde plek 2 keer nie. Nou ek het so rukkie gelede op die volgende video afgekom wat ek net vir julle moes wys om hierdie mite verkeerd te bewys, en ek wil graag hê ons moet net gou vir 'n oomblik na hom kyk. Laat dit 'n les wees vir alle vissermanne. Nou as ek so na hierdie video kyk, dan sal by my 'n ander bekende Engelse uitdrukking wat ook by my opkom, naamlik fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. En is na aanleiding van hierdie uitdrukking en dit wat ons sopas op die video gesien het, vriende, wat ons vervolgens gaan oorbeweeg na die 8ste poort, die 8ste stap, die 8ste tree in hierdie pastorale model getiteld die poorte van Jerusalem. Nou weer eens, net voordat ons by die teksgedeelte van vandag uitkom en die boodskap wat daarmee gepaard gaan, is dit belangrik dat ek tog net die volgende aspekte onder die aandag bring, indien daar nuwe persone is wat inskakel by hierdie reeks. Wanneer ek hierdie pastorale reeks deurgaan, probeer ek nie voorgee om 'n mediese dokter te wees, of 'n psigiater of 'n sielkundige nie. Ek probeer ook nie voorgee om hulle werk namens hulle te doen nie. Ek is bloot net 'n dominee en ek gebruik die Bybel as my handleiding en my ervaring en my geloof om hierdie pastorale model aan te bied. Tweedens, die model wat ons deurgaan,
moet op geen manier enige ander vorme van behandeling waarmee u dalk miskien op hierdie stadium besig is of 'n pad wat u stap, vervang nie. Indien u medikasie, voorgeskrewe medikasie gebruik of op hierdie stadium sielkundige, psigiater ensovoorts sien, hou asseblief daarmee voort. Hierdie moenie gesien word as 'n plaasvervanger nie, maar alleenlik as 'n addisionele hulpmiddel. Derdens, is ek nie bang om daaroor te getuig dat ek self ook 'n voormalige depressieleier was nie, en daarom wanneer ek hierdie reeks aanbied, dan wil ek nie u moet my sien as 'n buitestander wat maar net 'n klomp goed uit 'n boek uit vir u aanhaal nie. Dis wenke wat ek self toegepas het in my herbouproses wat ek dan met u deel met die hoop en die gebed dat dit onder leiding van die Heilige Gees dan ook vir die van julle wat self dalk op hierdie stadium 'n moeilike pad moet stap, dat dit sal help. Dalk is dit nie u self wat op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan nie, dalk ken u iemand, weet u van iemand, familielid, vriend, vriendin, werkskollega wat baie keer by u kom afpak en u wil iets sê, maar u weet nie waar om te begin wat om te sê nie. Mag hierdie dalk vir u help. En laastens, ek sê nie dat hierdie model u situasie oornag gaan opklaar nie. Daar's ook nie so iets soos vergewe en vergeet nie, maar wel vergewe en verwerk. En ek bid dat dit tog mettertyd die situasie waar u dalk deurgaan of die persoon wat u ken met tyd sal help en die situasie sal verlig. Met dit in ag geneem, kom ons kyk na vandag se teksgedeelte. Ons is besig om stelselmatig deur Nehemia hoofstuk 3 te beweeg, poort vir poort, antikloksgewys rondom die muur van Jerusalem. En vandag staan ons stil by Nehemia 3 vers 28 waar ons lees: die stuk van bokant die perdepoort af is deur die priesters herstel, elkeen die gedeelte regoor sy huis. So die 8ste poort in hierdie reeks waarby ons dan vandag gaan stil staan en ook gaan kyk wat is die geestelike simboliek wat daaraan gekoppel word binne hierdie pastorale reeks, is dan nou die perdepoort. Nou net so 'n bietjie agtergrond van die poort self voordat ons dit vergeestelik. Die perdepoort was geleë in die oostelike muur van Jerusalem. En hierdie poort het spesifiek sy naam gekry omdat dit die naaste poort was aan die stad en die paleis se perdestalle. Met ander woorde, perde het by hierdie poort, spesifiek by hierdie poort in en uit beweeg in die tyd van Nehemia se herbouproses. Nou iets wat baie interessant is, wat ek nie weet of u dit geweet het nie, maar perde was nooit geassosieer met die Israelitiese volk nie. Inteendeel, ons lees reeds in Deuteronomium 17 dat God sy volk verbied het dat hulle perde en strydwaans vir hulle self moet aanskaf, want in daardie tyd was die sterkte van 'n volk se leermag bepaal deur die hoeveelheid perde en deur die hoeveelheid strydwaans wat hulle besit het. So natuurlik, hoe meer perde jy gehad het en hoe meer strydwaans jy gehad het, hoe meer intimiderend en hoe sterker was jou leermag dan beskou gewees. Nou as ons 'n pragtige praktiese voorbeeld hiervan moet sien, dan lees 'n mens in Eksodus 14, toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het en hulle onderweg is na die Rooi See en die Farao tot die besef gekom het wat hy gedoen het, lees ons die volgende vanaf vers 5. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê: "Wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt." Hier begin dit nou. Die Farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, asook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die Farao, die koning van Egipte, koppe gemaak, sodat die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. So mens kry hierdie beeld van intimiteit wat die Farao probeer skep, deur al hierdie strydwaans en perde en soldate in te span, en nou hier agter die Israeliete aan te vaar die woestyn in om hulle te gaan haal. En ons weet hoe die Israeliete hulle sien aankom op die horison en hulle strydwaans so sien blink in die son, het hulle klaar bang geraak, net oor
hierdie verskriklike klomp perde en strydwaans ensovoorts wat al hoe nader kom. Nou God wou nooit gehad het dat sy volk die Israeliete se oorlogspotensiaal en hulle mag en hulle vermoëns gemeet moes word aan die hand van aardse perde en aardse strydwaans nie. Nee, God wou eerder hê dat hulle oorlogspotensiaal gemeet en geweerspieël moes word aan die hand van God, aan die hand van Jahwe, wat nog altyd hulle bron van krag, hulle bron van lewe, hulle bron van oorwinning was. Hoor wat meld vers 8. Aan die een kant het jy hierdie klomp strydwaans van die Egiptiese farao wat nader kom, en teenoorstaande hierdie verskriklike beeld van aardse intimiteit. Lees ons, die Israelitiese volk het alleenlik onder die beskerming van God verder getrek. Vriende, dit was geensins weens strydwaans en 'n klomp perde dat die Israeliete hulle oorloë gewen het en die beloofde land in besit geneem het nie. Hulle het al hulle oorwinnings behaal en hulle het die beloofde land alleenlik verower weens die Here wat hulle bygestaan het, wat hulle die krag vir die oorwinning gegee het. Dit was glad nie bepaal deur aardse strydwaans en perde nie. Al die mag, al die eer, al die lof vir die oorloë wat die Israeliete oorwin het en die land wat hulle in besit geneem het, was weens die Here gewees. Maar nou, toe kom koning Salomo later aan bewind. En ons weet dat sy kop hom so bietjie begin verlaat het tydens sy koningskap, en in plaas daarvan om aan die Here te bly vashou, wie die volk se bron van krag en sekuriteit was, lees ons, het hy begin om perde en strydwaans aan te koop om hierdie kamstige magtigheid en sekuriteit van sy ryk te demonstreer. En ons lees dat hy ook klaarblyklik allerlei perde begin invoer het uit Egipte uit. Nou ons lees ook in die Ou Testament waar dit baie duidelik vir die volk gesê was, nadat die Here daar uit slawerny uit Egipte uit bevry het, was daar vir die volk gesê, julle moet nou niks meer met die land van Egipte te doen hê nie, ek het julle daar uit bevry, vergeet van daai land, vergeet van daai mense, vergeet van wat daar is, julle mag nie meer kontak hê met Egipte en sy mense en wat daar is nie. En wat lees ons, wat doen Salomo? Hy gaan so waar as vet, en hy gaan koop vir hom daar perde. En hy voer hulle in, as ek nou die moderne taal kan gebruik. En dit was een van die redes waarom die Here sy koningskap van hom ontneem het. Want hy het afgedwaal, hy het nie meer die eer aan die Here gegee nie, hy het nie meer dit gedemonstreer dat dit die Here is wat die bron van die volk se lewe en versorging en sekuriteit is nie. Hy het dit al hoe meer begin uitbeeld met aardse perde en aardse strydwaans en met 'n aardse leermag. En dit was die rede waarom daar toe op die ou ende perde van allerlei soorte in Jerusalem opgeëindig het en waarom ons dan op die ou ende ook met 'n perdepoort sit as een van die 10 poorte in die stadsmuur van Jerusalem. Nou, kom ons vergeestelik die poort vervolgens nou dat ons hierdie bietjie agtergrond het. In die Bybel weet ons dat 'n perd oorlog simboliseer. Dink vir 'n oomblik saam met my aan die konteks van Openbaring 6, waar ons lees van die 4 ruiters wat een na die ander uitgegaan het, soos wat die seels oopgemaak is. Dink saam met my aan Openbaring 19, waar ons lees van die ruiter op die wit oorlogsperd. 'n Perd in die Bybelse tyd het oorlogs gesimboliseer. Net vir interessantheid, die donkie, die wat jy weet nie, 'n donkie het vrede gesimboliseer. Maar 'n perd, oorlog. Nou as ons praat van oorlog, dan beteken dit, dis nie maar net 'n eenmalige gebeurtenis nie. 'n Oorlog, weet ons, is 'n proses. Dis die een skoot wat na die ander geskiet word. Dis die een missiel wat na die ander gestuur word. Dis die een bom wat na die ander ontplof. 'n
'n oorlog is 'n aanhoudende proses wat plaasvind. Ons sien dit maar met al die verskillende dele in ons wêreld waar daar die hele tyd oorloë verkeer. Dit hou net aan, dis 'n aanhoudende proses. En dit laat ons gedagtes dadelik gaan in die rigting van 1 Petrus 5 vers 8, waar Petrus waarsku. Hy sê, wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Met ander woorde, as 'n mens na die Grieks gaan kyk, dan hoor 'n mens, ons het hier te doen met 'n aanhoudende proses. Die duiwel loop nie net een keer rond en probeer moeilikheid veroorsaak nie. Hy hou daarmee aan, dag vir dag, week na week, maand na maand. Aanhoudend is hy op besig om rond te kyk, hoe kan hy skade bring? Hoe kan hy verskeur? Hoe kan hy verslind? Dis soos 'n oorlogsproses wat net aanhou en aanhou en aanhou. Paulus versterk hierdie gedagte in Efesiërs 6 vers 12 waar hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Met ander woorde, vriende, ek en u, of ons nou daarvan hou of nie, en of ons nou wil deel hê daaraan of nie, ons is deel van 'n oorlog wat besig is om plaas te vind, tussen lig en donker, tussen goed en sleg. En trauma is ongelukkig een van die vele neeweffekte van hierdie oorlog wat besig is om plaas te vind. Nou, vanuit 'n pastorale perspektief gesien, in hierdie model is ons besig om ons lewens te herbou. Ons is op hierdie stadium besig om ons lewe te herbou na een of ander traumatiese gebeurtenis wat ons lewe getref het. Iets slegs wat met ons gebeur het en dit ons meer laat in mekaar val, in 'n hoopie pyn, en ons probeer hierdie proses aan mekaar sit. Nou wat baie keer gebeur is, mense dink by hulle self, omdat ek nou een keer trauma ervaar het, sal dit nou nie weer met my gebeur nie. Ek het nou my innings gehad, as ek die Engelse woord kan gebruik, dit sal nie weer met my gebeur nie. En dis waar baie van ons soms die pot missit. Trauma is soos oorlog. Dit kom weer en weer en weer. Dit kan weer en weer en weer op jou afkom. Jy's dalk net sopas jou muur klaar gebou en alles lyk weer mooi en reg, en hier kom die volgende bom in jou lewe of missiel in jou lewe, en dit laat hierdie hele muur wat jy sopas klaar gebou het net weer in mekaar stort van voor af. Of jy's nog besig om te bou, jy's halfpad geherstel, jou lewe herstel, en met eens gebeur daar weer iets in jou lewe wat die bietjie bouwerk en herbouwerk en geestelike groei wat plaasgevind het weer in mekaar laat stort. Ek sal nooit vergeet nie, en sy luister heel moontlik na hierdie opname, maar ek het 'n lidmaat gehad in Harmonie gemeente, vir wie ek regtig ontsettend met groot respek en liefde opkyk. Hulle was 'n gesin wat geforseerd was om uit Zimbabwe te moes wegvlug, oor die menseregering gekom het vir hulle plaas. Hulle het letterlik met die klere aan hulle lyf, moes hulle as familie oor die grens vlug. Hulle het in Suid-Afrika aangekom, toe is die oom oorlede. Toe is die een seun oorlede. Toe is die dogter oorlede. Toe gee die tannie se gesondheid in. Dis die een ding op die ander, kort na die ander, die een trauma ding wat gebeur. Die gesin, die individue in die gesin het nie kans gekry om te herbou na elke trauma, dan is die volgende ding daar, dan is die volgende ding daar, dan is die volgende ding daar. En dit is die realiteit van die lewe, dat trauma kan baie keer die een na die ander 'n mens se lewe tref. Ek gebruik baie keer die beeld van die see. Ons stap in die see in, veral ons binnelanders wat die see dalk nie so goed ken nie, en daai brander slaan jou om. En as jy net mooi opgestaan het, dan slaan die volgende brander jou om. En so hou dit 'n aanhoudende proses van slaan om, en trauma het baie keer dieselfde effek in 'n mens se lewe. Jy het nou net reg gekom en dan 'n volgende slaan die volgende brander jou weer om. En dit bring ons by die betekenis van hierdie 8ste poort. Die 8ste poort se pastorale boodskap wat hy vandag by ons wil tuisbring is,
wees waaksaam. Wees waaksaam. Omdat jy een keer trauma deurgegaan het, beteken nie, jy is nou vrygespreek daarvan nie. Dit beteken nie, dit gaan nie, of dit kan nie weer oor jou pad kom nie. Ons lewe binne 'n wêreld wat so donker geword het, dat niemand van ons is vrygespreek van trauma wat jou meer as een keer kan tref nie. Jesus sê dit, en die Bybel loop oor van hierdie opdrag wat aan ons gegee word. Jesus sê in Lukas 1, wees wakker, Lukas 21, wees wakker, wees waaksaam. Paulus skryf in 1 Korintiërs 16, wees nugter, wees wakker. Paulus skryf ook vir die gemeente in Thessalonika, sê hy vir hulle ook, wees wakker, wees nugter. En ek dink die mooiste voorbeeld hiervan, die mooiste voorbeeld van wees waaksaam, wees wakker, wees nugter, vind ons in Efesiërs 6 vanaf vers 13, waar dit handel oor die wapenrusting wat ons moet aantrek. Ons lees daar vanaf vers 13, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afvee. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidend. Met ander woorde, wees waaksaam, wees wakker, wees op julle hoede. Ons is in 'n oorlog waar daar oor en oor bomme om ons kan afgaan, aanvalle, brandpyle op ons gevuur kan word. En as 'n mens nou dit op 'n pastorale wyse probeer saamvat, vriende, kan ons dit soos volg sê. Ons kan nie trauma in ons lewe elimineer nie. Dis ongelukkig deel van die sondige natuur waarin ons is. Ons kan nie die trauma wat oor ons pad kom totaal en al keer nie. Daar's sekere dinge in hierdie lewe waar ons nie oor beheer het nie. Ons kan nie siekte en dood ensovoorts byvoorbeeld keer nie. Maar weet jy wat, vriende? Daar's baie trauma in ons lewe wat ons veroorsaak omdat ons verkeerde besluite maak. Ons kan nie trauma keer nie, maar ons kan trauma in ons lewens kan ons minimaliseer deur die keuses en die besluite wat ons maak. As ons vir 'n oomblik net dink aan hierdie video wat ons net nou gekyk het van die visserman. 'n Visserman weet jy gaan vang nie vis as daar donder weer en weerlig is nie. Nog minder met 'n graphite stok. En weet jy wat, toe daai weerlig hom die eerste keer slaan, moes hy al daarby om rooi ligte afgegaan het van ek moet nou uit die water uitgaan. Maar wat doen hy? Hy maak weer eens die keuse om die stok weer op te tel en aan te hou vang. En so maak ons baie keer daardie besluite en word ons getref met trauma na die ander, omdat ons verkeerde besluite maak. En dan wil ons kwaad wees vir die Here en ons wil die Here die skuld gee, maar dit is weens ons eie toedoen. 'n Persoon wat in die see staan is 'n ander beeld. Daai branders, ons kan nie die branders keer wat kom nie. Dit is ongelukkig deel van hoe die see funksioneer. Maar weet jy wat kan ons doen? Ons kan die effek wat die branders op ons het, ons kan iets daaromtrent doen. As jy sien daai brander kan jy byvoorbeeld sywaarts draai dat dit minder van jou lyf is wat deur die brander gekap word. Of as die brander jou begin oplig, kan jy saam opspring en oor die brander gaan. Of soos wat die branderplank ryers ry as die brander kom, wat doen hulle? Hulle duik onderdeur. So ons kan die effek wat die brander op ons het, die skade wat die trauma aan ons aanrig, kan ons minimaliseer deur die regte besluite te maak. En een van die belangrikste besluite wat 'n mens kan maak, is om seker te maak dat jy nie jou probleme en jou trauma wil ingaan en allerlei aardse maniere en sekuriteit in plek wil kry en wil dink, maar dit gaan my beskerm.
Salomo is 'n pragtige voorbeeld hiervan. Sy geld, sy eiendom, sy strydwaans, sy soldate, sy perde, sy alles wat hy gehad het, en glo my, hy het baie gehad, kon hom nie help nie. Net die Here kan ons help. En daarom, al maniere hoe ek en u werklik waaksaam kan wees, is deur konstant die Here se hand bly vashou. As ek en u die Here se hand bly vashou, ek dink aan die tyd, as ons by die see is, en daar kom 'n groot brander, en ek hou Lianne se hand vas, en daai brander wil vir haar laat rol, omdat sy my hand vashou, kan ek haar help, dat die brander nie so 'n verskriklike groot effek op haar het nie. En dis dieselfde met wanneer trauma ons lewe tref, wanneer ons die Here se hand vashou, en glo dat hy en net hy ons kan help, dan help hy ons. Trauma gaan ons nog steeds tref, daai brander gaan ons nog steeds tref. Die brandpyle van die bose gaan nog steeds kom. Maar deur die beskerming van die Here en die feit dat ons sy hand vashou, gaan die skade wat die brandpyle veroorsaak, of die effek wat die brander op ons lyf het, gaan hy dit minimaliseer. Want ons verkeer in ons Vader se liefdevolle arms, en ons hou sy hand vas. As 'n mens later gaan lees, en daarmee sluit ek af, in die bouproses van Nehemia, dan lees ons dat die helfte van die volk het gebou. Hulle het 'n troffel, en 'n baksteen, en sement, en kruiwaans het hulle in hulle hande gehad. Maar die ander helfte het met swaarde reg gestaan. Want hulle het geweet, daar's mense wat hulle herbouproses gaan probeer kom afbreek. Hulle het geweet, daar was mense wat nie ten gunste was van hierdie stadsmuur wat herbou word nie. En die Bybel sê dit vir ons duidelik, die Satan, die bose, wil nie hê dit moet met my en met jou goed gaan nie. Ons sê dit in die huweliksformulier ook vir mekaar, dat hy's nie genoeg daarmee, waar daar liefde en eenheid en 'n gesonde funksioneer is tussen man en vrou, tussen God en sy volgeling is nie. So hy's die hele tyd besig. Daarom is dit belangrik dat saam met hierdie herbouproses wat ons lewe aan mekaar sit, moet ons ook net nou en dan net seker maak, is alles oukei? Is nie dalk nog 'n aanval op pad nie? En daarmee saam moet ons die Here bly vra, beskerm my, beskerm my, beskerm my. Want ek kan dit nie alleen doen nie. Ek kan dit nie sonder die Here doen nie. So as 'n mens kan saamvat, ons het al vir mekaar gesê in hierdie proses, ontmoet vir Jesus Christus, dis stap 1. Stap 2, kyk na jou geestelike versorging. Stap 3, keer terug na die ou weë van aanbidding. Stap 4 is, inspekteer jou lewe en vind uit waar's die wortel wat jou die seer veroorsaak het. Nommer 5 is die Vullispoort, brand dit. Ons het toe gekom by die Fonteinpoort, ons het mekaar gesê, vul daai leemte met die Heilige Gees. Die Waterpoort simboliseer die enigste poort wat staande bly. Die Here is die enigste een wat staande bly. Maak nie saak hoe chaos ding om ons is nie. Hou in hom vas dat hy jou fondament en jou anker en jou pilaar is wat jou lewe standvastig hou. En dit bring ons by nommer 8 wat vandag gaan oor die perde. Wees waaksaam. Bid vir die Here se beskerming. Jy is nie vry van trauma nie. Jy's nie dit help nie, ons druk ons kop in die sand soos 'n volstruis en ons dink, trauma gaan ons nie tref nie. Dit help nie, ons het hierdie siening van, waar dit nou een keer met my gebeur, nou sit agter my nie. Daar's te veel gevalle in hierdie wêreld waar trauma soos 'n branders net oor en oor en oor kom. En al manier hoe ons kan staande bly, is deur die Here se hand vas te hou. Onthou altyd die woorde van Eksodus 14. Die volk het alleenlik onder die Here se beskerming verder getrek. Dis al waarop ons kan en moet staatmaak, is die Here se beskerming. Ek bid daardie beskerming dan ook oor elkeen van u vandag wat hier is en wat by die huis na hierdie opname kyk. Kom ons sluit ons oë. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vandag hierdie volgende stukkie
in ons pastorale legkaart wat ons besig is, kan byvoeg. Ons is baie maal geneig om ons eie potensiaal te wil meet aan aardse goed. Ons sekuriteit, ons neseiers, alles wat ons so mooi in plek probeer sit, sodat ons 'n lekker en gesonde lewe te wil koppel aan mensgemaakte aardse dinge. En tog sien ons, dit kan ons nie red nie, dit kan ons nie van seer en swaar beskerm nie. Ja, Here, daar is 'n oorlog aan die gebeur, tussen goed en sleg, tussen lig en duister. En trauma is deel van die neeweffekte. Maar dankie dat ons kan weet, ons kan by U skuilings soek, dat U vir ons 'n wapenrusting gee om ons te help teen die aanvalle wat oor ons pad kom. Help ons dat ons nie lig geraak sal wees hierdeur nie. Dat ons nie daarop sal fokus nie, maar help ons dat ons nugter sal bly, waaksaam sal bly, wakker sal wees en konstant vir U bystand en U beskerming sal vra. Here, help ons dat ons nooit U hand sal los nie. Want is dalk net in daai oomblik wat U hand ontslaan, wat ons U hand los, wat 'n brander ons tref en ons baie ver laat rol. Behoed en bewaar ons, Here. Seën ons waar ons hier vandaan uitgaan en 'n nuwe week gaan begin. En dankie dat ons kan weet in U arms hou U ons veilig. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Voordat ons by die opneem van die kollekte kom, wil ek vra dat ons as skuldbelydenis die 238 verse 1, 3 en 5 sal sing. God enkel lig voor U gesig. En die rede daarvoor is, terwyl ons aan die boodskap geluister het daar miskien dalk 'n liggie afgegaan by U, waar jy besef het, weet jy wat, ek het in plaas van hierdie situasie wat ek die afgelope tyd moes deurgaan, en ek in plaas daarvan om dit vir die Here te gee en vir hom te vra om my deur te dra, het ek dit self probeer doen. Het ek self gedink ek kan op my eie manier van my genoegsame sekuriteit en beskerming ensovoorts versorg, in plaas daarvan om vir die Here se beskerming te vra. Kom ons sit net so en dan bely ons skuld. Enige iets wat U op U hart druk op hierdie staan, wat U voel U vir die Here moet gaan gee, wat U dalk vir 'n kort tydjie of al vir 'n baie lang tyd saam met U dra, wat bewustelik of selfs onbewustelik besig is om aan die vreugde hier diep binne weg te vreet. Daar's nou geleentheid om dit vir die Here te gee. Ons doen dit aan die hand van lied 238 verse 1, 3 en 5. U kan net so bly sit.